Laat u wil geskied. Dit is wat Jesus ons geleer het. So moet julle bid. Laat u wil geskied. Dit is ook die gebed wat Jesus sou bid in die tuin van Getsemane. Hy het geweet, dit is sy Vader se wil om te sterf vir sonde. Hy het geweet, daar is 'n lydensweg wat vir hom voorlê. En hy het gesê, as dit moontlik is, laat hierdie beker by my verbygaan. Nogtans nie my wil nie, maar u wil. Soms ken ons God se wil, soos Jesus dit geken het. Ons weet dat die Here ons op 'n pad gelei het, 'n pad van ontbering, 'n pad waar ons geloof getoets sal word. En as ons kon, sou ons 'n ander pad wou kies. Maar die gehoorsame Christen laat altyd maar oor aan God se wil. Dit gebeur ook soms in 'n mens se lewe, dat 'n mens nie die wil van die Here ken nie. Wanneer daar dan chaos kom, of beproewing, dan verstaan ons nie. En ons soek na antwoorde, ons soek na die Here se wil. En omdat die antwoorde ons bly ontwyk, raak ons verward. En dan weet 'n mens amper nie hoe om te bid nie. Maar ek troos jou met Romeine 8 vers 26 wat sê, die Heilige Gees tree self vir ons in met onuitspreeklike sigtinge. Ja, die Heilige Gees ken God se wil en bid vir ons volgens God se wil, al weet jy nie meer hoe om te bid nie. Maar ook in daardie tye wat jy verward is, en sê ek ken nie God se wil in hierdie saak nie, gee net oor. Vertrou op net die Here, dat dinge reg sal uitwerk, en dat die Here sal onderneem. Onthou altyd, konsidereer God se wil. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, dankie dat U steeds betrokke bly, die goeie herder. Al verstaan ons nie wat met ons gebeur nie. U wil is nie altyd maklik nie. Dit was ook nie vir Jesus maklik nie. Maar ek weet dat soos wat 'n engel hom kom versterk het in die tuin van Getsemane, so sal die Heilige Gees ons ook versterk, wanneer ons nie U wil ken of verstaan nie. Ons nooi U vandag opnuut weer uit. Laat U wil geskied in ons lewens, Here. Ons vertrou ons totale lewens aan U toe, in Jesus Christus naam.